Goeiemôre, dit is Vrydag die 14de November. Vanoggend lees ons saam Lukas 20 vers 38. Die Here, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie God van dooies nie, maar van lewendes. Op 'n stadium stap 'n ongelowige mens by 'n kerk in en hy kyk die mense wat daar sit en hy kyk so deur die groep en hy gaan sit langs 'n oom en hy sê vir hom: oom, jy is sekerlik die heiligste, gelowigste van almal wat hier is. En die oom is so 'n bietjie uit die veld geslaan en voel so 'n bietjie gevlei en hy sê: dankie, maar hoekom sê jy so? Hy sê: nee oom, jy is die suurste gesig van almal wat hier is. Ons geloof, ons kindskap van God, is nie iets wat dood is nie. God is nie die God van dooies nie. Nee, God bring vir ons lewe, bring vir ons hoop, bring vir ons vreugde. Vat dit al die probleme uit die lewe uit weg? Glad nie. Gee dit vir ons nou reeds hier op aarde, hemel, voel ons of ons weer in die paradys is? Ook glad nie. Maar God wil hê dat ons moet lewe, dat ons lewe met oorvloed, met vreugde, dat ons moet lewe soos wat hy dit vir ons bestem het. Daarom gee hy vir ons wysheid, gee hy vir ons krag, gee hy vir ons genade, geduld, gee hy vir ons 'n besef dat daar meer is as wat ons nou beleef. Daarom is ons gelowige, lewende mense. Is ons mense wat ons geloof uitleef? Is ons mense wat die lewe wat ons het voluit geniet en voluit gebruik? Wat ander mense probeer laat sien dat daar in God hoop en lewe is. Een van die slegste goed is as mense net lewe om dood te gaan. Ja, tongnetjies het iemand een keer gesê, daar is al baie mense wat dood is, hulle weet dit net nog nie. Mag ons selfs in die dood weet dat ons lewend is, want ons lewe in God, 'n ewige lewe, 'n hoop in Christus. Hemelse Vader, dankie dat ons weet Christus lewe. Dat ons weet in Christus sal elkeen van ons ook vir ewig lewe. Mag ons vashou aan daardie hoop, aan daardie belydenis. Maar Here, mag ons die lewe nou ook geniet. Nou ook voluit leef, nie nou reeds 'n doodsbestaan voer nie. Want ons weet, Here, U is ewig en ons sal in ewigheid saam met U wees. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons vir mekaar kan leef, mekaar kan lief hê. Mag ons as U kinders, as U kerk, sigbaar wees soos Christus. Dat die wêreld U in ons kan sien. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons vir 'n land kan bid, Here, vir ons wêreld kan bid en weet, U is teenwoordig. Maak ons oë oop vir U heerlikheid. Here, maak ons oë oop vir geleenthede om U heerlikheid en U genade sigbaar, tasbaar, voelbaar, hoorbaar te maak vir ander. In Jesus Christus se naam. Amen.